bereken die koste. Ons Christen het baie oulike Hoylanders. En ek is 'n groot fan van Hoylanders. En ek hou nog van met sy oulike Hoylanders in die taal. Dis soos 'n gedagte wat jy dit net mooi sê. So ons is dit goed so byvoorbeeld, die storie kom van dit. Jy kan nie 'n gelukkige huwelik sonder God hê. En ek deel daai sentiment. Want ek voel my hartjie so. Maar is nie dat my waarheid is. Wat ek dink die waarheid is dat iemand wat God nie ken nie, kan dit op 'n vlak ervaar wat iemand wat sy hart wakker gemaak is deur God kan ervaar. Want dit is 'n ander manier, 'n ander liefde wat jy nie het as jy nie wakker gemaak is. Om jy ervaar van God se liefde oor jou, as jy daarin besef, skuif jou grense. As nie skuif nie, jy gaan kyk dat jy mooi raak sien, maar dit skuif jou grense. En daar's 'n ding in jou hart wat wakker word om so 'n groot liefde te ervaar. En om dan dit kan ervaar van ander mense, dis ek dink is 'n ander vlak dan liefde. Maar om te sê iemand kan nie 'n gelukkige huwelik hê want hy ken nie Christus nie, weet nie of dit die waarheid so is nie. As jy God lief het, het jy nie 'n kapasiteit om lief te hê, dink ek aan mense nie. En die ander ding is, jy kan niks in die lewe bereik sonder Christus nie. Ek dink dit is op dieselfde manier, ek deel die sentiment daarvan. Maar ek dink dit is die waarheid. Ek ken die groot industrie, mense wat vir humanity ongelooflike dinge beteken. Ek ken nie God. Ek dink weer eens, as jy Christus ken, is daar 'n ander dimensie daarin, want jy besef, hierdie is nie jy nie. Jy het nie die talent vir jou gegee nie. Daar's en wat dankbaarheid te lewe en van dit uit die wêreld te sien en wat God in jou wil hê en al daai dinge, sit dit op 'n ander vlak van ervaring. Maar ek dink nie dis nie waar dat jy kan nie. Nou wat is my punt in hierdie sin? My punt op hierdie moment is die Bybelse vraag is dan is bereken die koste oor wat jy doen. As jy kan 'n suksesvolle ding doen op aarde, net of sonder God, en jy kan iets maak wat soos huwelik net of sonder God, wat is dan die ding? Die Bybelse vraag is bereken die koste, het jy al die koste bereken? Lukas 9:25. Wat baat dit 'n mens tog as hy die hele wêreld win, maar homself verloor of skade aandoen? En ek weet tradisioneel is die ding oor om by God uit te kry, om te sê, jy weet, help jy is in die wêreld, jy het al die rykdom van die wêreld, maar jy ken die God nie, want jy is verlore. Dis die waarheid, dis eintlik dit. Maar die Bybel is nie by uitstek of sommer net by default teen gewin nie. Ek dink die Bybel is meer vindings. En wat hy so sê is net, wat baat dit jou as jy die hele wêreld wen? En dit beteken nie die wêreld wen. Dit sê, as jy die wêreld wen, het jy die som gedoen oor, die sommetjie gedoen oor, en wat aan die kant gebeur. Verloor jy jouself, maak jy jouself seer, verloor jy jou siel. Wat gebeur aan hierdie kant as jy die wêreld wen? So 'n aanmoediging met hierdie storie is, wen die wêreld, maar bereken die koste. Hier is nie 'n eenvoudige vraag nie, julle. Ek wens daar was lysies van wat aanvaarbaar is om te doen en nie te doen nie. En ek weet ons sê hier is die Bybel, hulle sê daar so in 2 Moses 4, dis die lysie van wat aanvaarbare dinge is vir die Here om te doen. Gaan doen hierdie dinge. Daar's anders die clues deur die hele Bybel van wat die Here lei ons doen en nie doen nie. Maar waarmee jy jouself besig verstaan jy wat wil ek vra jy ouers sê gaan doen jou lewe. As jy wil van jou lewe change voel kom, wat ek mens kon vir die lysie gee. Okay, so die enige ding daarvan is altyd vir mense wat nie God ken nie, jy ken God. So agter God se kindertjies, wat baat dit jou wat jy nou mee besig is? En ek wil julle 'n verband bring met die ding van die storie in Matteus 25. Ek gaan julle vir die lees en doorken. Dis 'n man wat op reis gaan en hy gee vir sy diensknegte geld. En hy sê vir gaan hoekom maatjies? En die een doen gaan hoekom vir oorlik. En hy maak net maar dubbel soveel. En die ander gaan kom met die minder wat hy gekry het en hy maak net dubbel soveel. En die ander van iemand wat hy gekry het en hy sê ek ken hierdie baas van my. Hy sê skei. Hy moes waar hy nie sal. En ek is bang ek verloor die geld wat ek vir hom aanbring. So ek werk dit en minstens gaan niks verloor nie. Ek gaan hom dan terug aan syne is. En toe die baas terugkom, ken jy die storie? Van hy kom terug en het sê vir die eerste, jy is 'n goeie slaapmens. Hoe jy doen dat is.
kom in my saam met my party. En dan gaan vir jou nog meer gee. En die tweede dieselfde storie, jy het minder gekry, jy het evenveel geboeker, well done. Kom saam met my party en geef hom nog. En die ander ou kom en hy sê vir hom, nie dankie dat jy my voetjies voor versigtig was nie. Hy sê, jy sê my is slegter. En jy gaan nie saam met my party. En vreemd jy wat jy vergeet gaan jy nou wegvat. En weer eens ek wil net in verband bring met wat baat dit jou en wat beteken dit Here nie nie baat nie. Want in hierdie storie sê het my ons is grond uit ons goed gegee. En ons moet die wêreld oorwin daarmee. So die ding is nie van hoe die wêreld oorwin, dit sê wat baat dit jou in die wêreld en jy verloor jouself in die proses. So ek het ook gesê oorwin die wêreld. Dis 'n vereiste van ons. En die storie van Matteus van ons word gelaat in ons beleef en God verwag return wat ons beleef. So wen die wêreld daarmee. Maar doen die som van dit wat jy mee besig is in jou lewe, in jou bediening, in jou private, al daai goede, doen die som van wat baat jy nou. Wen jy die wêreld kry. Wat is die ander kant van die skaal? Maar die skerie ding vir altyd so ek gelees het, en ek myself opcheck met al ek my gang het, is Matteus 7 vers 2, wat baie som nou dat my sê, Here, het ons nie in die naam geprofeteer en in die naam duiwelsheid gedryf en in die naam baie kragtig gedoen nie, en dan sal ek vir hulle sê, jy het my nooit geken nie, gaan my weg. So daar's mense wat, en dis die triek, en dis hoe sê ek, mense was vir my luister. Want mense dink dat wen die wêreld met Christus in die hart beteken gaan doen iets vir hom. Dit beteken nie noodwendig. Gaan wees 'n dokter of astronaut of 'n reisleier of 'n onderwyser van ma. As jy moet wen daai wêreld. Want as mense wat besig lyk met God se goed, en hy gaan sê jy ken nie. En dis 'n skrikwekkende ding. Dit beteken hy was so blind gewees. Hy kon nie oor die Here van sê oor sy lewe nie. Want hy was besig met Christelike staat. En Here gaan net sê, ek wil jou ken. En ek dink dis waar die koste by die kinders kom staan. Ken jou God in die lewe. Al is dit Christelike, dit hoe jy hoef nie die Christelike baie te maak. Jy maak het Christelike om die lewe. Dit wat God jou in die lewe gesit het om te doen, gaan binne wêreld. Maar doen berekening van, wat is in die gang? Is die rede waar jy enig jou kan sê, wel dat, wat in die so kom.